Goed, goeienaand broers en susters, baie welkom by vanaand se aandediens. Ons het een verwelkoming wat nou nie vanoggend kon gebeur nie. En ek wil graag vra vir Chart en vir Donay om net vinnig op te staan. Hulle sit daar agter. Ek het vanoggend vergeet, julle is nie vanoggend hier nie. En die rede is eenvoudige Chart is hier staan 'n lugvaarttegnikus, maar is meer 'n vliegtuig nie ingenieur nie, werktuigkundige. 'n Vliegtuigwerktuigkundige. En baie interessant, sy werksure is van so aard, as die vliegtuig inkom, moet hy daar wees en die vliegtuig diens. So baie interessante werk, en Donay is ook 'n onderwysstudent by Durbanville Voorbereidingsskool. So, jy sit vleeniers ook in die gemeente, mense wat baie van vlieg, so ek kan gerus bietjie met hom gesels en 'n paar tips by hom kry. En hier's 'n paar kinders ook in die gemeente, waar ons betrokke kan raak by bedieninge. Donay, ons is baie dankbaar ook vir julle hierso. Hulle kom van Pretoria af, so hier's klomp Pretoriaaners ook hierso. Meeste van ons jong mense kom van daar af, lyk dit my. So baie welkom hier by ons en mag die Here julle ook ryklik seën en mag julle geloof ook baie mooi groei hier in ons gemeente. Baie welkom. Baie dankie Bram. Goeienaand broeders en susters. Ja, baie welkom aan almal van u, ook diegene wat deur die internet inskakel op ons eredienste. Dit is altyd lekker om ook van julle te hoor. Die kollektes vanaand is vir die diakonale kas en vir die Bolandse bedieningsfonds. En dan herinner ons al die vrolike veterane. Ek sien môreoggend is dit 'n besoek aan Cape Garden Center. Baie lekker plek. Indien iemand vervoer benodig, hy net 10:30 hier by die kerkgebou wees, en dan kry julle mekaar 11 uur daar. En dan, ek dink, baie belangrik, jy sal sien hier in die boodskapper is daar so 'n kort beriggie oor die Gereformeerde Teologiese Akademie in Potchefstroom. Nou, deur die akademie kry ons teologiese studente hulle opleiding op hierdie stadium, maar daar word klomp kursusse aangebied wat enige lidmaat, enige iemand ook kan voorinskryf, kan deurloop dis semesterkursusse. En ons het dit hulle hier in die boodskapper gegee. Dus as jy belangstel, as jy dalk in die Ou Testament bietjie jou wil verdiep vir 6 maande, doen dit gerus. Ons kry baie goeie terugvoering oor hierdie diens wat gelewer word aan die Breë Kerkverband, nie net teologiese studente nie, en alles geskied aanlyn. Met ander woorde, jy sit by jou huis en jy kan inskakel, en so kan jy deel wees ook van daai opleiding. Kyk gerus daarna. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader. En van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is lied 200. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Ons gaan, as ons by die skriflesing kom en die woordverkondiging kom, gaan dit oor wat God in ons lewe gedoen het. Sy genade, die diepte en die hoogtepunte daarvan. En daarom sing ons ook van die Here se goedheid, wat ons regtig nie kan pyl nie. Vers 1, 2 en 3, lied 200.
Kom ons lees saam uit Kolossense 1 vanaf vers 1 tot 14. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God en van die broer Timoteus, aan almal wat in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader. Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle die sterkte gee om aan alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Op vers 13 en 14 weer vir ons lees, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Ons gaan nou bid, deur saam met mekaar die gebed te bid, singend te bid, die gebed wat ons Here Jesus onsself geleer het, die Onse Vader, dis Skrifverruiming 10:2.
Die broeders en susters, geestelik het dit nie so goed gegaan met die klompie gelowiges in Kolosse nie. 'n Mens kan sê, tipies van baie Christene, het hulle nie werklik gegroei in hulle geloof nie. En van 'n daaglikse vernuwing van hulle lewe was daar eintlik baie min sprake by die gelowiges daar in Kolosse. En hiermee wou die Heilige Gees daardie gelowiges, of met hierdie brief wil die Heilige Gees daardie gelowiges help. En sien dit dwars deur hierdie hele brief. Hy gebruik Paulus daarvoor, maar dis die Heilige Gees wat hulle wil help, vir hulle die pad wil wys. Maar nou is die vraag, hoe doen die Heilige Gees dit? Laat hy, Paulus, as hy hierdie brief aan hulle skryf, bloot eenvoudig wegval deur hierdie klomp gelowiges baie sterk en baie skerp aan te spreek? Nee. As ons mooi kyk na hoe Paulus na hulle toe kom, kyk, want hy gaan met hulle hierdie sake hanteer, as ons kyk hoe hy dit doen, dan is daar baie dinge wat 'n mens tref. As ons mooi kyk, dan begin Paulus hierdie brief deur God te dank vir daardie gelowiges. Dis hoe hy hierdie brief begin. Hy sê dit ook vir hulle. Hy begin deur God te dank vir wat God reeds in hulle lewe gedoen het en waarmee hy op daardie oomblik besig is. En daarom sê Paulus vir hulle, wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle. Paulus bedank nie die Kolossense nie. Hy bedank die Here. Hy dank God vir sy werk in hierdie gelowiges se lewe. Paulus sê vir hulle, weet julle my liewe medegelowiges, as ek bedank ek die Here vir, soos wat ek gehoor het, oor julle geloof in Jesus Christus. Hy sê ek dank die Here vir julle liefde vir die medegelowiges. Hy sê ek dank die Here dat ek hoor daar's by julle hoop. 'n Sterk hoop in julle lewe op Jesus Christus. Dan sê hy vir hulle, soos op baie ander plekke, kan ek sien dat die evangelie met krag na julle toe gekom het. Hy sê ek kan sien dat God deur die evangelie kragtig in julle gewerk het. Hy sê, julle het die evangelie gehoor soos wat dit werklik is. En dit dra vrug in julle lewe. Dit het julle nuwe mense gemaak. Dit het van julle Christene gemaak. Mense met geloof, met liefde en hoop. Vir hierdie dinge sê Paulus vir hulle, weet julle, ek kan nie ophou om God genoeg daarvoor te dank nie. Hy sê ek kan nie anders as om God te dank vir sy werk in julle lewe nie. Nou is die vraag, hoekom begin Paulus so? Is dit bloot goeie diplomatie wat hy hier gebruik? Maar die eers bietjie heuning om die mond te smeer en om hulle later skerp en reguit aan te spreek? Is dit die rede? Nee.
Paulus wil verhoed dat hulle elke keer maar net weer wil terugkeer na die eerste beginpunt van die geloof, asof hulle nog nooit van God se genade gehoor het. Asof hulle nog nooit God se genade leer ken het soos wat dit werklik is nie. Asof hulle nog nooit die Heilige Gees ontvang het in hulle lewe nie. Asof hulle nog nooit deur die Heilige Gees Christus omhels het nie. Nee, as Paulus so begin en so met hulle praat, dan is sy oogmerk, hy wil hulle help om verder in die geloof te kan groei. En veral as 'n mens nou die res van die brief lees, veral om hulle te help om daagliks, soos wat hulle lewe te vernuut. Nou, my liewe broeders en susters, om werklik in die geloof te kan groei, ook in jou voortdurende vernuwing van jou lewe, moet ons in die heel eerste plek weet wat reeds van ons waar is, wat reeds van ons geld. En dit is iets wat Paulus aanhoudend beklemtoon in hierdie brief. Hy hamer dit as waar by hulle in. Om vir hulle te sê wat reeds in Christus van hulle waar is. Weet jy, op 'n paar plekke sê hy, as hy nou met die Kolossense praat, dan sê hy vir die Kolossense, vroeër of voorheen het julle so en so en so opgetree. En dan direk daarna, dan sê hy vir hulle, maar nou dat julle die genade van God leer ken het, geld dit en dit en dit van julle lewe. Nou is julle so en so. Net 'n voorbeeld. Dit is baie opvallend, maak Paulus in hierdie brief ook voortdurend gebruik van die verlede tyd, as hy vir hulle probeer sê wie hulle is, wie hulle in Christus is. Voortdurend praat hy verlede tyd. En so wil hy by hulle inskerp, wil hy by hulle tuis bring wat reeds met hulle gebeur het. Wat nou reeds vir hulle geld, wat nou reeds van hulle waar is. Kyk 'n bietjie. Hoe doen Paulus dit? Hy sê vir hulle, God het ons geskik gemaak om deel te hê aan die erfenis. Het. Nou het hy die gemeente met homself versoen. Ons het Christus Jesus as Here aangeneem. Ons is reeds saam met Christus opgewek, skryf hy in hoofstuk 2. Hy sê, ons was dood, maar God het ons egter in Christus lewend gemaak, toe hy al ons oortredinge vergewe het. Hoofstuk 3, sê hy, ons is saam met Christus uit die dood opgewek. Dan groot woorde, Kolossense 3, ons het gesterwe. En so sou ons kon aangaan. Dis die manier hoe Paulus hier praat. En 'n mens hoor sommer dadelik dat hy
alle klem lê op wat reeds van daardie gelowiges geld. Op dit wat reeds met hulle gebeur het. As mens kyk nou na ons teksverse wat ook eintlik 'n opsomming van die hele Kolossense brief is. Hoor 'n bietjie wat sê hy daar. Hy sê hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry. Die vergewing van sondes. Weet jy, vir 'n vrugbare geloofslewe, ons kan ook sê vir 'n groeiende geloofslewe, ook in die uitlewing daarvan, is dit nodig dat ons eerstens vir onsself, maar ook vir mekaar voortdurend sal sê, die Here het. Die Here het. Dis presies wat geloof beteken. Geloof is om God op sy woord te neem. Om dit wat reeds van ons geld te omhels. Geloof is nie net om te sê, Christus het gelei, gesterwe, hy's begrawe, hy's opgewek. Ja, dit ook. Maar geloof is om te sê, ek het gelei in Christus. Ons het gelei. Ek het gesterwe. Ons het gesterwe. Ek is opgewek. Ons is saam opgewek tot 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dit is geloof. Geloof is om weg te kyk van jouself af. Na dit wat buite jou om, sonder jou verdienste, in Christus deur die kragtige werk van die Gees met jou gebeur het. Dis om daaraan vas te hou. Dit is om jou lewe te bou op daardie dinge wat God in sy genade reeds in jou lewe gedoen het. Geloof is om daarvolgens aan jouself ook te dink wie jy is, wat God my gemaak het in Christus. Dit is om met ontsettende groot vreugde, dit is om met geweldige dankbaarheid van jouself te kan sê, hierdie mens, God het my verlos. Christus is nou my Here. Hy's nou my koning, hy's nou die een wat oor my regeer. Dit is geloof. Die Here het. Die Here het in my lewe dit en dit gedoen. So wil die Gees sê dat gelowiges oor hulle lewe sal praat, oor hulle lewe sal dink, en eintlik ook oor hulle lewe getuig. Wat God vir hierdie mens gedoen het. En dit is hoe God ons ook wil laat lewe.
Die Gees wil nie hê dat ons al ewig in onsself gaan teruggrawe op soek na sekerheid nie. Ons sal nooit sekerheid in onsself vind nie. Sekerheid lê in wat God in Christus vir my gedoen het. En die Gees wil ook nie hê dat ons telkens sal terugkeer na die eerste beginpunte van die geloof nie. Asof ons nog nooit gehoor het van God se genade nie. Asof ons God se genade nog nooit leer ken het, soos wat dit werklik is nie. Asof ons nog nooit om deur die Gees omhels het nie. Nee, met heerlike sekerheid, met die sekerheid van die Here het. Die Here het ook in my lewe wil die Gees sê dat ek en jy totaal nuut oor ons lewe sal dink. Wil die Gees sê dat ons totaal nuut na ons eie manier van lewe en optrede sal kyk. So wil die Gees eintlik maar ons hand vat. En ons lei op die pad van geloofsgroei. Ons lei op die pad van daaglikse vernuwing van ons lewe. As ek heeltyd weet, myself herinner, wat het God vir hierdie mens gedoen? As daar dalk vanaand iemand hier in die kerk is, en dit gebeur van tyd tot tyd, maar dalk vir die heel eerste keer van God se genade hoor. As jy dalk vanaand hier is en jy's al lank op soek na sekerheid, op soek na ware verlossing, na die vreugde van 'n verloste mens in Christus. Ek vir jou sê, moenie langer wag om dit ook in die geloof te omhels nie. Ook vir die Kolosse, daai gelowiges, was daar die eerste dag. 'n dag waarop hulle die eerste keer van die genade gehoor het. En dit leer ken het soos wat dit werklik is. Kom dan, kom. As vir jou bid, sal saam met jou soek. Om saam met ons te kan bely, die Here het. Die Here het hom oor hierdie mens ontferm. Die Here het van hierdie mens 'n nuwe mens gemaak. Hy het my verlos in Jesus Christus. Jesus Christus is nou my Here. Die een wat ek volg, die een wat ek dien, waarop my hele lewe gerig is. En ek en jy wat hierdie genade ken, my liewe broeder en suster, dalk al hierdie genade oor baie jare leer ken het, ek dink wil die Kolossense brief sê, gaan dank God vir elke greintjie genade wat van jou lewe waar is. Dank God onophoudelik daarvoor.
maar ook met absolute verwondering dat dit van jou waar is. Maar gaan kruip dan ook al dieper en dieper in. Dit wat vir jou geld in Jesus Christus. Gaan lees daaroor. Herinner jouself daaraan. Verdiep jou daarin. Help ander om dit ook te kan doen. Om ons geweldige rykdom in Christus te leer ken, sy genade soos wat dit werklik is. Maar dan, en dit is wat Paulus in die res van die Kolossense brief doen. Hy sê, gaan wys dan met jou lewe hoe genade 'n mens verander. Hoe genade, God se genade 'n mens verander. Genade is verniet. Maar dit is nie goedkoop nie. Dit is nie goedkoop nie. Want as ek sê, die Here het, dan leef ek onder 'n nuwe bestuur. Dan leef ek onder die hoof, my hoof, Jesus Christus, my Here. As jy genade leer ken het, dan is dit Christus wat bepaal, wat doen ek? Hoe tree ek op? Waarvan getuig in my lewe? Dan is my lewe Christus. Amen. Kom ek bid vir ons. Onse hemelse Vader, ons dankie dat ons as gelowiges so ryklik begenadig is. Ons kan in soveel opsigte en oor so baie dinge kan ons uitroep, die Here het. U het in Jesus Christus na ons toe afgebuig en ons u kinders gemaak. U het ons sondes vergewe in Jesus Christus. Ons het saam met hom gesterf, maar ons het ook saam met hom opgestaan. Het ons nuwe mense gemaak. In ons woon u Gees. Ons het 'n nuwe hoof in ons lewe, ons Here Jesus Christus. Here, help ons om ons rykdom as gelowiges opnuut te pyl, te waardeer, maar ook elke dag daarin in te kruip, daarop ons lewe te bou. Ons bid, Here, laat u genade ons werklik inspireer om u ook in alles te dien, te gehoorsaam en te verheerlik. Help ons as gelowiges, baie van ons ken u genade al soveel jare. Help ons om ons oog gerig te hou op Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Mag ons hom volg, hom dien in alles.
Mag ons lewens tog, Here, asseblief getuies wees dat U genade nuut maak, totaal en al nuut. Dat U genade daarom ook in ons lewe hoëbring. Skenk dit vir ons, Here, want ons is so dankbaar vir dit wat U reeds in ons lewe gedoen het. Mag dit nie vir ons die vergetelheid wegsterf nie, maar mag U genade lewend voor ons oë wees elke dag. Ons dankbaar maak, ons bly maak, ons opgewonde maak, ons vasberade maak. Ons nuwe mense voor U te leef. Seën vir ons hierdie week as ons werk moet gaan doen. Wil U ons help om daar as nuwe mense op te tree. En ons bid, Here, mag ons ook 'n hart en oë hê om te sien wie nog soekend is, om hulle te help, om ook U genade te leer ken soos wat dit werklik is. Mag ons nie so besig wees met ons eie dinge, dat ons dit miskyk. Maar mag ons vanuit 'n vol hart en 'n vol lewe bly getuig, mense bly help, deur die kragtige werk van U Gees en U tot rus te kom. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Die liefdegawes is vir die diakonale kas en vir die Bolandse bedieningsfonds. Kom ons sing saam Psalm 71. Ons sing daarvan vers 9 en vers 14, bladsy 355. Psalm 71 vers 9 en vers 14. Vers 9 sê dit vir my so mooi. Ek voel my sterk aan U verbonde, my mond vind tot U lof, gedierig ruimerstof. U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat, besyfer of bevat nie. 14. Die genade van ons Here Jesus Christus. En het gehoor hoe groot hierdie genade is. En die liefde van God ons Vader, oneindig. En die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees is met julle.